Goeiemôre. Dit is so 'n groot voorreg om vanoggend hier so saam te kan wees en ons bly dat elkeen van julle hier so is. Ons gaan voort natuurlik met ons groei tema wat ons vir die jaar en eintlik vir die kwartaal kom neersit het, wat ons bietjie oor gaan praat. Nou elke Sondag wanneer ons besig is met ons polsslaggroep hier agter, ons hulle luister en ek praat, gewoonlik hoe dit werk, partykeer is ons so 'n bietjie darm deelname wat plaasvind, dan gaan ons en ons sit en ons maak seker dat ons gou vinnig recap oor wat ons vir elke week spandeer het. Net sodat die paar wat nie daar was nie, min of meer op dieselfde bladsy kom, voordat ons dan nou verder gaan. En ek wil eintlik hê ons moet dit vanoggend ook so net weer doen, dat jy daarom weet, hoorie, maar waar is ons, okay, ons praat oor groei, dalk is jy vanoggend vir die eerste keer hierso, en ons wil weet, hoorie, waar trek julle, wat het ons nou oor bespreek? Ons het begin deur te sê, hoorie, ons groei deur om mense te dien, soos wat Jesus vir ons die amazing voorbeeld gestel het. Toe het ons gegaan en gesê, hoorie, maar deur te groei, besef ons dat ons 'n heilige God dien, en dat ons nie 'n gemaklike pad gekies het nie. Toe het Hugo met ons kom praat, oor dat ons moet geplant moet wees, en dat ons moet inkoop en ook wortel skiet in dit en in hom en groei in hom, en ook die mooi lied wat vanoggend gespeel is, diep gewortel ook in hom. En verlede week het hy met ons kom gesels oor vertroue, dat ons vertroue 100% in God kan stel, en so verseker daarvan kan wees wanneer ons dit doen. Maar dan kom ons ook by 'n plek waar ons nie eintlik partykeer wil wees nie. En die laaste plek waar ek en jy wil wees, is eintlik op 'n plek waar ons kom waar daar geen groei plaasvind nie. Dis 'n baie gevaarlike plek, en dit is so maklik om op 'n plek te kom, want ons is so vinnig om gemaklik te raak. Ons raak gemaklik waar ons is, en ons kom op 'n plek waar ons nie meer groei nie. Of ons begin toelaat, dinge in ons lewe toelaat wat ons groei belemmer. Nou as ek praat van goed toelaat, kan mens dink dis groot negatiewe goed, soos jy maak foute of dis sonde of is dramatiese goed, en ja, dit kan ook dit wees, maar waarna ek eintlik nou vanoggend verwys is eintlik klein alledaagse goedjies wat in ons lewe inkom en wat stil die groei verstik wat rondom ons gebeur. En ek wil amper daarna, soos wat ek gesê het, verwys na nie goed wat ons juist doen nie, maar goed wat ons toelaat om in ons lewe te groei en ook daar te wees. En as ons na 'n paar voorbeelde kan kyk van goed wat ons groei belemmer, kan dit wees dalk onopgeloste bitterheid, dalk het jy bitterheid in jou hart, dalk is jy totaal en al net heeltyd jou aandag net heeltyd afgelei. Ek meen, ek is een van daai, as ek 3 minute moet wag, foon uit die broeksak uit, maak nie saak wat dit is nie, ek sal my ou e-posse lees, ek is besig met iets, my aandag is heeltyd iewers afgelei. Dan sal 'n groot een, vergelyking met ander mense of met mekaar. Dat ons op 'n plek kom waar ons onsself wil vergelyk met die mense wat rondom ons is. En dan ook uitgestelde gehoorsaamheid. En dis 'n groot een, en dis eintlik maar dit so bietjie wat ons vanoggend ook so klein bietjie aan gaan raak, later in vandag se boodskap. Dan is daar ook trotsheid wat so selfbeskerming lyk, waar jy vra nie vir hulp nie, jy herken nie dat jy sukkel nie, en jy besef nie eintlik hoe maar om regtig te groei, verg dit eerlikheid, seer en reguit eerlikheid. En 'n gevaarlike een is daai gewoonte geloof, waar alles is bekend, niks word meer regtig persoonlik nie. Ons doen nie regte goed, ons gaan deur emotions, maar dis sonder daai groot verwagting of om op te tree. Die Engelse woord is so mooi daarvoor, is boldness. Om op te tree sonder daai boldness aspek, waar ons kan risiko neem vir die koninkryk, waar ons kan uitgaan en ietsie doen. Nou ons praat oor groei, en die sonneblomsade hopelik by die huis is al geplant, en daar begin goed gebeur, en daar's ontwikkeling, en van groei en ontwikkeling leer ek tans die meeste wat ek nog ooit in my lewe geleer het. Ek meen, om nie eers van opvoeding te praat nie, ons klein Emma dogtertjie is mos nou 2,5 jaar oud, en ek voel soos 'n trotse boer wat langs my bakkie staan en oor 'n groen koring kyk en sien hoe die koring groei, maar sy koring gooi nie tantrums nie, hulle praat nie terug nie, en hulle is ook nie te slim vir hulle ouderdom nie, maar ek voel, ek het so 'n trotse oomblik waar ek besef, soos hoorie, maar hierdie is 'n groot ondervinding, is of iets om te beleef, hierdie groei en hierdie ontwikkeling, dis soos om vir jou sonneblom saadjie te kyk en sê, wow,
my potplante vrek, maar my sonneblomsaadjie groei. Daar's iets wat gebeur en dit is so 'n bietjie trotsheid wat daarmee saamgaan. En soos ek hierdie ondervinding van ouerskap en pa wees beleef, is daar 'n paar lesse wat jy vinnig leer. Dat een van dit is dat ons groei heeltyd. Ek het gedink, okay, ek groei teen 'n sekere pas, tot Emma gekom het, toe moet ek bitter vinnig groei in plekke waar ek nie eers van bewus was nie. So ons groei heeltyd en ons groei in verskillende rigtings en ons tempo waarmee ons groei verskil ook. En 'n groei ding is, dit is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd lekker nie. Dit is ongemaklike situasies en ek meen soos Emma groter word, groei sy. Mense kan dit sien. Sy word langer, haar arms groei, haar handjies pas aan, haar bene word langer. Haar voetjies pas nie meer in die skoentjies wat ons gekoop het, selfs 3 maande, 2 maande terug nie, en dit kan vir haar ongemak veroorsaak, en dan indirek vir ons half ook. En dit is nie eers om van die emosionele ontwikkeling te gepraat wat in die brein gebeur, en die neurone wat by mekaar uitkom, en die koneksies wat begin fire, en die nuwe goed wat begin gebeur, en of sy nou 'n breinoperasie gehad het of nie, in elke kind se brein gebeur daar ontwikkeling, wat my eintlik net stom laat staan, oor die skepping wat God gemaak het, en hoe dit op die ou end gebeur, en hoe amazing dit ons is, dat dit so fyn, haarfyn van hom af beplan het. So groei gebeur terwyl ons so in die fases van ons lewens ingaan. En terwyl ek juis in hierdie fase is met Emma en hoe ek haar sien groot word, en soos die slide gewys het, die babietjie wat daar is, kan ek nie help om net te dink en ook te besef hoekom Paulus in 1 Korintiërs 3 vers 1 sê, hy skryf in die gemeente van Korinthe, hy sê, ek kon nie met julle praat soos met mense wat hulle deur die gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies. 'n Ander vertaling sê, soos babietjies in die geloof van Christus. Want net soos ek en Marigen, ons kind, en as julle mooi opgelet het, sal julle weet, dis kinders, daar's nog een wat op pad is later die jaar, en dis 'n seentjie, en hierdie paard is baie bly, moet ons dankie, prys die Here daarvoor, amen. Net soos hulle groot word, en ons 'n rol speel, en hulle moet help groot word, en hierdie pad saam met hulle stap, groei ons in verskeie aspekte. En net soos daai ook werk, daai groei en daai ontwikkeling gebeur, so werk dit met elke een van ons, met ons verhouding van Jesus ook. Dit is 'n groeiproses, en dit verg sorg, en dit verg aandag. As jy jou sonneblomsaadjie vat, en dit net daar in die hoek gooi, of in die kas los, gaan daar iets gebeur. Nee, maar dit vat sorg en aandag om seker te maak, jy vat die water, jy maak hom mooi toe, jy maak hom gereeld nat, jy maak seker hy kry son, maar nie heeldag son nie, want dan gaan hy einddroog, dan moet jy vir nog 'n bietjie water gee, en is aandag en werk, en ons klomp goed wat moet gebeur. Nou ek onthou toe ek iewers in die laerskool was, kan nie onthou presies hoe oud ek was nie, het ek begin pyne in my arms en bene kry, en dit was toegeskryf aan groeipyne. Die ongemaklikheid van 'n liggaam wat groei en verander en wat aanpas. En deesdae, as Emma deur ietsie moeiliks gaan, of sy sukkel om te slaap, ek meen, ons het al die inligting op die vingerpunte wat ons het, en ek google dit, of ek vra vir een of ander AI-sisteem, en hy sê vir my in 'n oplossing, dis 'n groeifase waardeur sy gaan. Haar brein gaan iets deur, sy gaan deur 'n nuwe ontwikkelingsproses, en sy is besig om deur 'n nuwe fase te beweeg. Maar, net soos dit so vir Emma en vir die dogtertjie Eila wat vanoggend ingeseën is vanoggend, van toepassing is op haar, so is dit op toepassing van my en jou in ons geestelike groeiproses ook. Want soos ons groei, en soos ons meer leer en tyd in die woord spandeer en in verhoudings leef en werk en met mense omgaan en in ons algehele wandel saam met God elke dag, is daar tog situasies wat oor jou pad kom wat ongemaklik is. Situasies wat selfs wat jy by 'n plek kom waar dit seer is. Dis moeilike situasies en jy kom by 'n punt waar ek dalk wonder, dan vra ek vir myself, maar is dit 'n teken daar iets fout is in my lewe? Is dit 'n teken dat ek dalk nie 'n regte verhouding met Jesus het nie? Is daar iets fout? Is dit vals? Maar dan besef ek, die teenoorgestelde is eintlik waar.
ongemaklikheid en moeilike situasies is meeste van die tyd juis tekens van geestelike groei. Dat daar verandering is wat plaasvind en dat ons besig is om na 'n nuwe fase te beweeg. Dalk van 'n kruip na 'n loopfase, of selfs dalk net van 'n sit na 'n opstaan fase of van 'n loop na 'n hardloopfase toe. Ons beweeg in 'n nuwe fase in, 'n dieper fase in my wandel en my verhouding met God. Hugo het 'n paar weke terug met ons 'n boodskap gedeel dat ons moet seker maak dat ons geplant is in die teenwoordigheid van God. Geplant is met sekerheid dat ons kinders van God is en dat ons lewens aan hom behoort en dat ons hart aan hom gegee is. En wanneer ons by daai plek kom, wanneer jy by 'n plek kom van totaal en alle oorgawe. As jy sê, Vader, ek het tot hier ek het alles probeer, maar ek besef ek kan nie myself red nie. Elke liewe een van ons het redding nodig. As jy op daai plek kom en jy gee jouself oor aan sy wil en jy ontvang daai verniet geskenk, daai genadegawe wat God vir elkeen van ons gegee het, dan begin daar 'n groeiproses. Dan begin daar 'n groeiproses in elkeen van ons se lewens en 'n geestelike groeiproses, want soos Paulus vir ons gesê het in die vers nou van, dit begin by babas in die geloof. Maar met elke boodskap, elke stilte tyd, elke besluit, elke keuse wat jy maak om in sy wil te wandel, beweeg ons op 'n pad na geestelike volwassenheid. En wat baie belangrik is dat hierdie pad na geestelike volwassenheid, hierdie proses is nie opsioneel nie. Dit is nie vir my en jou om te gaan staan en voor jou vision board te gaan staan en te gaan kyk sê, hoe lyk hierdie volgende 5 jaar van my lewe? Pas geestelike groei in my prentjie? Is ek lus daarvoor? Wil ek dit doen? By Polslag is ons besig om ook oor groei te gesels en ons is besig om 'n vers te leer en ek wil hoor of een van hulle twee wat hier voor kan sit my met die vers kan help. Kan jy? Zandrey? Ja? Wel dan, kan hy 'n handeklap kry asseblief? Hy het gesê, but grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dis 2 Petrus 3 vers 18. Elke Sondag sê ons dit vir mekaar en ons staan stil by daai eerste woord. Dis nie if nie, dis nie when nie. Dit's but grow. Nie as jy groei, of wanneer jy groei, of wanneer jy dit oorweeg om te groei, of wanneer jy lus is om te groei, but grow, maar groei. 'n Direkte opdrag van God, dat dit vereis word van ons, as ons 'n pad saam met Jesus stap, dat ons sal groei, dat ons sal vrug dra, dat ons sal verdiep in ons verhouding met hom. Nou as dit by die liggaam se groei kom, se geestelike groei kom, gebruik Paulus baie sterk woorde om die uitsetting van die hele verloop van die geestelike lewe op die ou end uit te beeld. Nou ek wil hê ons moet kyk na die brief wat hy aan Efesiërs geskryf het. En ek gaan so bietjie die groeifases wat hy hier sê, gaan ek so klein bietjie beklemtoon. En dit is so asof ons dit al vir die eerste keer eintlik raak lees. Dis in Efesiërs 4 vers 13 en 16. Dit sê, so sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof. Nou 'n mens groei daarna toe. Dit gebeur nie net nie, jy is op pad soontoe. En in ons kennis van die Seun van God, dan sal ons sy kerk, weer eens die groei, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer soos kinders wees nie, weer eens praat oor groei. Ons sal nie meer soos golwe op en af, heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe.
Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Hy gebruik woorde waar hy sê oor die nie meer kinders nie. Tot 'n eenheid van die geloof, in alle opsigte groei, tot 'n volwasse mens. Dit dui op een ding, dit dui op groei. 'n Groeiproses wat aan die gang is. En dit is so duidelik om te besef dat wanneer die mens by daai punt kom, wanneer hy weergebore word, wanneer jy jou hart vir Jesus gee, wanneer jou lewe oorbegin saam met hom, dan gebeur die geestelike groei in ons lewens. En dit kom saam met getuienis. En daai getuienis is 'n lewe wat dit wys. Dit sê in 1 Johannes 5 vers 11 en 12 sê, en die getuienis behels dit. God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy seun. Wie die seun het, het die lewe. Wie nie die seun het nie, het ook nie die lewe. Het ook nie die lewe nie, sorry. Nou my lewenservaring is minder as meeste van julle hierso en ek besef dit ook en ek moet dit altyd onthou as ek hierbo staan en praat. Ek is nog lekker jonk, al voel dit nie altyd so nie, maar ek is 100% wel, maar ek dink nie Marien sal saamstem nie, maar ek is 100% teenwoordig in Emma se groeiproses. Partykeer 80%, maar ek probeer soveel as moontlik betrokke wees in Emma se groeiproses. En weet, net so sy en Eila wat vanoggend toegewy is al baie goed wat 'n rol speel in daai groeiproses. Goed wat ons nodig het, goed van ons omgewing, fisiese goed, mense wat hierdie delikate groeiproses wat begin het, gaan aanhelp of nie. Nou ek kan jou eerstens vertel van dummies, van melkies, van nappies, van doekies, van stootwaandjies met 4 wiele of klein wiele, of 3 wiele met groot wiele, of kos en snackies met baie liefde en opvoeding, lessies, liedjies. Is dit goed vir skermtyd op die TV? Is dit goed vir geen skermtyd? Of is dit goed vir skermtyd op 'n selfoon in hulle hand? Daar's so baie gesprekke en goed wat aan die gang is, wat 'n rol speel in die groeiproses. Nou net soos al daai goed, en die lys is nog langer, 'n rol speel op Emma se ontwikkeling en haar groeiproses, is daar so baie goed wat 'n rol speel in ons delikate groeiproses, in ons wandel met God en ons geestelike lewe. Die lys is lank, ek gaan net 'n paar noem. Goed soos liefde, aandag, aanvaarding, 'n gesonde groeiatmosfeer, warmte, voedsel, geestelike kos, versorging, omgee. Nou ek meen ons wat 'n harmonie familie, harmonie gemeente saam is, moet eintlik vir mekaar dan nou op 'n ou end vra, maar hoorie, maar is hierdie teenwoordig in my lewe? Is hierdie teenwoordig in ons lewe? Ek kry myself op 'n punt waar ek moet 2 keer dink oor van die goed wat ek nou net gesê het. Voldoen of voorsien ons situasies aan die aspekte van gesonde geestelike groei, want dit stimuleer die groeiproses in elke kind van God se lewe. Elke een van daai goed. Nou ek weet nie van jou nie, maar partykeer kom ek by 'n punt waar dit vir my ek voel partykeer of ek so aan goed vashak. Goed dat ek al voel, maar Jesus, ek moes al lankal hier verby beweeg het. Ek moes al lankal oor dit gewees het. Situasies waar ek in kom, dan weet ek nie wat om te doen nie. Ek weet nie of ek moet links gaan nie. Ek weet nie of ek moet regs gaan nie. Ek wil gaan sit, ek wil gaan lê. Ek weet nie wat om te doen nie. Daar's situasies waar ek nie weet waartoe om te gaan en wat se kant om te doen nie. Daai situasie, daai ongemaklike, ek weet nie regtig, ek weet nie wat van my verwag word nie. Ek weet nie wat die regte ding is om te doen nie. Ek weet nie. Daai situasie wat jy jouself daarin bevind, daai is een van die groeipyne van 'n geestelike lewe, waarna ek vroeër verwys het. Daai groeipyn sê vir my, hoorie, daar ontwikkel iets. Daar's iets om te gebeur, daar's 'n verandering in perspektief, daar's iets wat toeneem in grootte, iets verdiep. En daai groeipyn dra by na groei tot geestelike volwassenheid. Daar's 'n gesegde wat sê, no pain, no gain. Julle het al gehoor? Ek gebruik dit die meeste van die tyd om myself te motiveer as ek iets probeer oefen. Dan herinner jy jouself van, daar's 'n rede vir dit waarvoor ek deurgaan. Die pyn en ongemak waardeur ek nou gaan, daar's 'n rede daarvoor. En ongelukkig werk die geestelike groei op die ou end proses net so.
Ek dink ons almal hou van groei. Ek hou van groei, ek wil vorentoe gaan, ek wil beter, ek hou van die groeiproses. En ons almal wil groei. Maar dan is daar gewoonlik 'n baie belangrike stellingkie wat daarmee saamkom, van solank dit nie te ongemaklik is nie. Soos die Here kan my verander, maar ek wil hy moet dit saggies doen. Ek wil hy moet dit so met die tyd doen. Ek wil dit amper nie eens agterkom nie, is asof ek, weet, op 'n bank lê met 'n lekker sagte kussing agter my rug en ons agtergrondmusiek en ek en die Here gesels en hy gaan my verander. Groei is ongemaklik. Groei is seer. Groei is nie maklik nie. Maar dis juis die punt. Die goeie nuus is dat groei gaan gepaard met 'n paar goedjies wat betrokke is. Die eerste een is die Heilige Gees speel 'n direkte rol in daai proses. God se woord speel 'n kardinale rol. Jesus loop heel voor. Hy is die goeie herder. Hy lei ons. Al wat hy vir ons vra is 'n gewillige hart wat wil groei. Ons het 'n boodskap gehad nie te lank terug nie, waar ons 'n bietjie gepraat het oor die tyd wat dit vat van 'n groeiproses. Ek wil jou herinner vanoggend dat dit vat tyd. Daar is nie kitsmiddels of kitsresultate nie, of ons moet bereid wees om by 'n plek te kom waar ons partykeer wag vir die Here en wag vir daai proses. Daar's geen kitsvrug of supergeestelike resultate nie. Niemand kan vir jou iets verkoop wat dit gaan beter maak nie. Hier het die groeiproses van verskillende vrugte vir ons gewys en nie 'n enkele een groei volgroeit en dra vrug binne 'n dag nie. Dit is weke of maande en die meeste van hulle is selfs op die ou eind jare. Maar kom ons raak prakties by ons geestelike groeiproses. Nou ek weet nie van jou nie, daar's partykeer dinge en plek in my lewe waar ek, as ek aan my eie groei dink, die areas waar ek nog wil groei en waar ek graag van verby wil beweeg en goed wat ek nog so 'n bietjie groeipyne op ervaar. Onthou, groeipyne is nou daai ongemaklike, daai moeilike situasies. Goed soos gehoorsaamheid. 'n Vraag soos hoorie, maar hoe hoor ek die Here se stem in my lewe? Hoe weet ek wat God se wil is? Hoe hanteer ek versoeking? Hoe hanteer ek krisisse en beproewings wat oor my pad kom? Hierdie geloof wat ek het, hoe werk dit? Hoe werk die geloof? Ek het 'n verskil met iemand anders. Hoe hanteer ek dit op 'n gesonde en 'n regte manier? Hoe weet ek as God my roep? Elkeen van ons het vra in plekke in ons geestelike reis en ons verhouding saam met die Here wat jy vra, plekke waar jy vashak, waar jy vertoef, waar jy nie weet wat se kant om te gaan nie, daai ongemaklikheid. En ons het nie tyd om by daai hele lys te staan nie, elkeen van hulle is eintlik 'n boodskap op sy eie, maar ek wil by 'n ding vanoggend vinnig stil staan, wat ek dink op elkeen van ons se lewe 'n impak het, en wat ons elkeen al so 'n bietjie by vasgehak het, of wat ek eintlik maar die meeste op by vashak. 'n Plek waar ek groeipyne ervaar, en dit is iets wat op elkeen van toepassing is. Maar dit kan dalk net my pa hart wees wat dit gekies het, en ek wil vir die volgende paar minute vinnig oor gehoorsaamheid gesels. Gehoorsaamheid is die plek waar geloof nie net 'n idee bly nie, maar waar dit 'n besluit word. Dit is waar groei persoonlik raak. By my en ook by jou. Nou, ons almal hou van inspirasie, ons hou van die beloftes, ons hou van God se troos, maar die gehoorsaamheid vra iets terug. Die een kan nie sonder die ander nie. Ons kan nie God se seën en God se blessing en al hierdie goede in ons lewe wil ervaar sonder om die ander kant van daai formule te volg wat sê God vra van ons gehoorsaamheid. Dis die plek waar jy moet kies tussen wat jy wil doen en wat jy weet wat reg is. Daai keuse, gaan ek gehoorsaam wees, gaan ek dit doen, gaan ek nie doen nie, daai vorentoe en agtertoe. Meeste van ons het groeipyne. Maar dit gaan nie omdat ons wonder oor wat God sê of wat hy van ons wil hê nie. Maar dit gaan eintlik oor ons weet wat hy sê, maar nou moet ons dit kies.
Ons weet eintlik wat dit is, maar nou soos juis op daai plek waar ons die besluit en die keuse moet maak. En ek wil vir 'n oomblik juis by daai plek stil staan, want gehoorsaamheid raak my trots aan. Dit raak my beheer aan. Dit raak my gemak aan. Dit raak my tydsberekening aan. Dit raak alles aan. En dit is hoekom dit die warmste plek en ook die teerste plek van die groeiproses op die ou eind is. Ek meen, verbeel jou 'n huis waar geen gehoorsaamheid is nie. Waar daar geen gehoorsaamheid gehandhaaf word nie, daar's nie reëls nie, niemand luister vir mekaar nie. Die kinders kan besluit wanneer skool begin, wanneer hulle wil skool toe gaan, en hulle kan besluit wat hulle wil eet. Jy besluit wanneer jy die skottel goed gewas, eet is gebeur wanneer hulle wil. Die hond maak sy eie reëls. Niemand sê jammer nie, want niemand admit ek het iets verkeerd gedoen nie. So ons is almal reg. Dit klink, dit klink net soos 'n resep vir chaos. Goed lê oral, niks het sy plek nie, geen struktuur nie. Gehoorsaamheid is een van die fundamentele boustene van 'n sukses in 'n gemeente, in 'n huis, in 'n samelewing, in die kerk en ook in elke kind van God se lewe. Is daai gehoorsaamheid 'n belangrike bousteen. En die wisselwerking daarvan is so geweldig groot en ek voel die druk van dit 100%, wat as iemand nie in die huis leer om gehoorsaam te wees aan klein goedjies en aan groot opdragte nie, gaan dit so moeilik wees vir daai persoon om eendag op 'n plek te kom waar hy gehoorsaam kan wees aan God, aan klein opdragte en aan groot opdragte. En ek meen, om het eenvoudig te hou, net soos in enige huishouding, gaan gehoorsaamheid oor opdragte, direkte bevele, aanmoedigings, aanbevelings, vermaanings, belonings. Maar die Bybel sê vir ons die volgende in 1 Samuel. En hy verduidelik vir ons hoe ons 'n bietjie kan groei in gehoorsaamheid. En dit gaan oor die storie waar Samuel na Saul toe gekom het en vir hom gesê het wat hulle met 'n vyandelike stam moet gaan doen, wat goddelose goed gedoen het. En hy sê vir hulle, hoorie maar, jy moet gaan en jy moet hulle met die banvloek tref. En dit beteken om dit totaal en al uit te wis. Niks moet oorbly nie. Nou dit klink wreed, maar dit was. Hulle was goddeloos, weg van God af, en God sê vir hulle, gaan tref hulle en vernietig hulle. Maar wat doen Saul? Saul maak 'n besluit. Hy besluit om iets eenkant te hou. En hy behou van die beste vee, die mooiste beeste, die mooiste skape, die donkies, die lamas, al die mooi goed, hou hy eenkant met die verskoning om dit aan die Here te gaan offer. En God gebruik Samuel om na hom toe te gaan en vir hom te sê, hoorie maar Saul, wat doen jy? Hoekom was jy nie gehoorsaam aan die stem van God nie? Waarom het jy nie na die stem van die Here geluister nie, vra Samuel vir hom? En Saul sê, Samuel antwoord vir Saul en hy sê vir hom, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as 'n slagoffer, om te luister as die vet van ramme. Ek meen, die vet en die slagoffers en die brandoffers was een van die hoogste aangeskrewe offers van daai tyd wat jy kon gebring het, maar hoe dit ook al sê, daar's geen alternatief, maak nie saak hoe groot, hoe duur, of wat dit is wat die plek van gehoorsaamheid aan God se stem kan inneem nie. Ons kan nie met God bargain nie. Dit gaan ons groei belemmer. Hy vra van my en van jou gehoorsaamheid. Nou, maar wat is gehoorsaamheid dan nou eintlik? Wat is gehoorsaamheid as ons dan nou besef ons moet dit dan nou juist toepas? En dis so 'n belangrike vraag, want dit pas so goed eintlik by verlede week se preek, toe Hugo met ons gesels het oor vertroue. Want gehoorsaamheid is om God genoeg te vertrou om te doen wat hy sê, selfs al gaan dit teen my gevoelens of selfs teen my begrip. Al maak dit nie vir ons sin nie. En dis waar ons groei so bietjie vassteek, waar ons daai pyn ervaar, want ek het iets gehoor, en of dit nou in 'n preek is, of in 'n gesprek, of dit in jou stilte tyd is, of die Heilige Gees het iets op jou hart gedruk, dan hoor jy dit, maar dan sê jy soos, dis letterlik nie wat ek nou wou hoor nie. Dit pas nie nou in my raamwerk van my lewe nie. Dit gaan net nie nou werk nie. Dit vra so klein bietjies te veel van my. Moet ek dit regtig doen? Dit gaan my so duur
kos. Daar's pyn. Dis 'n groeipyn. En ek meen, as ons na mekaar kyk as families, as boeties, as sissies in Christus, mamas en papas, ons is eintlik almal ons is groei vernote, ons groei saam. As ons wil groei in gehoorsaamheid, gaan daar 'n paar goed moet gebeur. Om gehoorsaam te wees, moet jy luister. My ma het my in die huis so gevang, en vra sy vir my, Rassie, wat is die? Want ek gebruik dit nie. Ons moet aandagtig luister, om seker te maak ons hoor reg en ons het die feite mooi agter mekaar. 'n Mooi voorbeeld van dit is in Josua 6. Die Here gee vir die volk 'n opdrag om iets spesifiek te gaan doen terwyl hulle die stad van Jerigo inneem. Hy sê vir hulle, vir elke dag, vir 6 dae, moet julle 1 keer om die dag gaan stap. Maar julle moet om die stad gaan stap, maar julle moet niks sê nie. Dan, op die 7de dag, wanneer God sê, dan skree julle almal en julle maak soveel geraas soos wat julle moontlik kan. Ek meen, as ek een van die Israeliete was, sou ek gedink het, joh, as iemand my afneem en op Facebook sit, gaan dit crazy lyk. Wat doen, imagine like dit hier in Jerigo, jy staan op die muur en hier stap klomp mense om jou stad, hulle sê niks. En die punt is, hulle moes dit doen. Al het dit nie vir hulle sin gemaak nie, al het hulle dit nie verstaan nie, al het dit vir hulle dalk dom of snaaks gevoel, hulle moes dit doen, al sou mense vir hulle gelag het. Hulle moes stil loop en op daai bepaalde oomblik wat die Here gesê het, moet hulle juig en skree. Juig en skree vir oorlogvoering klink vir my soos die teenoorgestel om te juig en te skree. Dit klink dan so onlogies. Hulle gaan vir ons lag en erger. Hulle gaan uit die stad uitkom en hulle gaan ons koortjie kom doodmaak. Dan, die groot ding is, so jy moet mooi luister, is wat die Here vir hulle gesê het. En as jy mooi geluister is, dan moet jy oortuig wees dat dit is wat God van jou vra. Dat jy oortuig sal wees dat dit wat God vir jou vra, dat dit gaan jy doen. Dit wil sê, jy glo dit met jou hele hart. Dit wat God vir jou sê, as iemand vir jou sê hierso, dat daai persoon wat 3 sitplekke verder van jou sit, het gebed nodig. Die ou het 'n tank petrol nodig. Daai een het besoek nodig. Jy moet gee, jy moet versorg, dat jy so sal luister en besef, as God dit vir jou sê, dat jy duidelik sal luister en sal besef dat hy sê iets vir jou. Dat jy oortuig sal wees, dat jy deur die Gees gelei is en dat dit ook so sal doen. God soek daders van die woord, want dit is groei in gehoorsaamheid. Dit is hoe ons groei in gehoorsaamheid, as ons die woord hoor en dit dan op die ou eind ook doen. Want wat was die gevolg van Josua 6 se storie? Die gevolg is God tree op en hy gee vir hulle die oorwinning omdat hulle gehoorsaam was aan sy stem. Dit is so maklik om Sondag na Sondag hier te sit en te sê, ja Here, ja ek hoor Here. Elke week sê ons dit. En wat doen ons as ons hier uitstap? Wat doen ek dit met my in die week van dit wat God vir my gesê het? Wat doen ek met daai? 'n ja sonder doen is nie gehoorsaamheid nie. En hier kom die groot gehoorsaamheidspyn, en dit gaan vir julle bekend klink as julle kinders het. Het jy al ooit gesien as jy iemand vra om iets te doen, en hulle is gehoorsaam, maar hulle doen dit sonder blydskap? Dan is daar soveel houding by. Dit lyk partykeer as jy my vra om iets te doen, en ek sê baie lus daarvoor, as ek sê, ja, is reg, ek sal. Herken jy dit? Ag ja, Here, ek sal vir hom bid, die Here, ja, Here, so ek gee vir jou die. Lyk dit of ons eerbaar is in ons gehoorsaamheid as ons met 'n dik mond rondloop? Of as ons kamer moet gaan opruim en ons slaan die deur toe, by wyse van spreek? Of jy stamp jou voet om jou emosie te wys, maar jy's nog steeds gehoorsaam? Dis nie wat die Here wil hê nie. Hy wil hê ons moet gehoorsaam wees aan hom, maar nie net dit doen nie, maar dat ons dit sal doen met blydskap. Dat hulle sal juig en dat hulle sal skree. En hulle moes tog bly gewees het. Hulle moes tog geweet het dat maar daar kan iets gebeur. Ons moet juis dit doen met blydskap. Hy wil ons daarmee toerus sodat ons kan groei. Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 vers 13 en ek gaan hiermee ook afsluit dat hy sê ons bid dat hy deur die krag van sy goddelike heerlikheid julle sal toerus met al die krag wat julle nodig het om in alle omstandighede geduldig te volhard terwyl julle met blydskap altyd die Vader dank
dat hy julle geskik gemaak het om in die erfenis van God se mense te deel. Die erfenis wat wag vir mense wat volgens sy wil lewe. Hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en ons oorgebring onder die koningsheerskappy van sy geliefde seun. Hy het ons uit die duisternis uitgebring. Ons is in die lig, ons is klaar daaruit, ons is klaar in 'n plek van oorwinning. Ons het 'n verhouding met die lewende God, want as jy by hierdie groeipyn is, beteken dit die groeiproses het begin. Dat jy klaar jou lewe met die Here reggemaak het, dat jy klaar aan hom behoort. Dat jy op 'n plek is, dat jy sal besef dat maak nie saak hoe oud ons is nie. Of ek nou 30 jaar oud is, en of jy 92 jaar oud is, en op elke plek van ons geestelike reis gaan ons partykeer op 'n punt kom waar ons groeipyne gaan ervaar. Maar die feit dat daar groeipyne is, beteken nie dat dit die einde is nie. Daai moeilike situasies waardeur jy gaan, is juis vir jou 'n teken van God se werking in jou lewe. Maak nie saak of dit tyd vat nie. Maak nie saak of jy al gedink het jy gaan verby daai plek wees nie. Dat jy vanoggend sal hoor dat die Here is nog steeds daar en dat daai groeiproses is nog steeds aan die gang. Maar dat jy bemoedig sal word en blydskap sal hê. Dat al het ons die groeipyne, dat ons in gehoorsaamheid sal optree en in elke tree vorentoe God sal vertrou. Want dit maak ons groter in ons geloof, ryker in genade en sterker in ons verhouding met God en ons kan meer effektief wees en meer doeltreffend wees vir sy koninkryk. Want dis wat ons moet doen. Hoe gaan ons die een opdrag wat God vir ons gegee het, om te sê gaan en maak disippels van al die nasies, hoe gaan ons dit doen as ons nie gehoorsaam is aan sy stem nie? Hierdie week het ek die groeipyn van gehoorsaamheid ervaar. En ek wil jou net herinner dat jou groeipyne is jou getuienis van God se werk in jou lewe. En partykeer is dit goed om so 'n bietjie oor ons groeipyne te praat en mekaar te bemoedig. So ek wil jou sê, volhard in daai groeipyn. Bly in daai wees in daai oomblik daar en sê, Vader, dit maak nie vir my sin nie. Dit is nog 'n bietjie absurd. Ek vertrou U 100% genoeg. En ek is gehoorsaam om te doen wat U vir my vra. En die Here sal ons gebruik soos hy min gebruik het. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Vader, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om vanoggend net weer te kan besef dat U speel 'n kardinale rol in ons groeiproses en ons geestelike wandel saam met U. Vader, dalk is hier iemand vanoggend en soos ek in die week wat gevoel het, Vader, ons sit by hierdie plek waar ons sukkel met dieselfde goed waar ek weet ek moet iets doen wat U van my gevra het, maar ek sukkel myself om by daai plek te kry om dit te doen. Maar dat ons vanoggend kom besef dat Vader, U is nog steeds daar met ons in daai gehoorsaamheidsgroeipyn en dat daai groeipyn 'n teken is van die werk in ons lewe. Help ons dat ons met blydskap sal reageer, met 'n opgewondene hart sal reageer en met 'n afwagting in hierdie lewe sal ingaan op U stem en net U volkome sal vertrou, Vader, vir die groeiproses wat in ons lewe sal gebeur. Vader, Harmonie Gemeente is U gemeente, Vader. U speel 'n kardinale rol in ons groeiproses en elkeen van ons se lewe, Vader. Help ons dat ons met blydskap gehoorsaam sal wees aan U stem. Dat ons sal doen wat U vra, maak nie saak wat nie. Ons loof en ons prys die wonderlike naam van Jesus. Amen.